Goeiedag, ons beweeg in hierdie week, bedink ons die Here se rus en ons as 'n aanwyser vir hierdie week het ons die woorde van Jesaja 30 vers 15. Ons het die woord vir ons so as 'n gebedswoord toegeëien om te sê dit is om terug te keer, om te bekeer en te rus dat ons redding, waarin ons redding lê. En dit is in stil wees en in vertroue hê waar ons krag is. It's in returning and resting is our salvation. And in quietness and confidence is our strength. Dit is ons posisie waaruit ons hierdie week beweeg. In Jesaja 40 vers 28 tot 31. Weet jy dan nie, het jy nog nie gehoor nie, die Here is die ewige God, die skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie, en hy raak nie afgemat nie, en sy insig is ondeurgrondelik. Hy gee die vermoeides krag, hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs die jong manne word moeg en raak afgemat, selfs manne in hulle vleer struikel en val. Maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arensvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemat nie. Hy gee die vermoeides krag. Hy versterk die wat nie meer kan nie. Ek wonder hoeveel keer het jy dalk hierdie woorde hierdie afgelope jaar dalk gesê, ek kan nie meer nie. Ek weet nie meer nie. Ek weet nie, ek kan nie meer nie. Ek onthou dit altyd so goed as ons onfiks was en ons het geoefen en daar tawe oefensessies vir ons voorgelê. Ons het gesê, meneer, ons kan nie meer nie. Maar moegheid in 'n ou se lewe, wat niks met fiksheid te doen nie, lê op 'n dieper vlak. Daai moegheid, ek kan nie meer nie. Daai moegheid wat in 'n ou kom torring, kom rafel op 'n manier ou se lewe de mekaar. Dan is daar hierdie bemoedigende woorde. Hy gee die vermoeides krag. Hy gee die vermoeides krag en versterk die wat nie meer kan nie. Miskien is jy een van hierdie, of is hierdie woorde sinoniem met jou lewe op die oomblik. Ek kan nie meer nie. Ek sien nie meer kans nie. Dan moet jy hoor hoe die Here jou in sy rus innooi en dat hy vir jou wil versterk. Dat hy vir jou uiteindelik die krag van arensvlerke wil gee en vir jou die kapasiteit wil gee om al hierdie dinge te doen wat die lewe van jou vra en nie daardeur afgemat te raak nie. Dis wat amper vir jou sê, maak staat op my sterkte, maak staat op my insigte. Vertrou op my krag, dat dit jou sal deursien. Onthou ons woord vir hierdie week. It is in returning and resting is our salvation. And in quietness and confidence is our strength. Mag hierdie woorde van Jesaja 30, ook so saam met hierdie tekste wat ons ook lees, jou anker in die Here se rus. Dink aan daardie plek, as jy 'n harde dag agter die rug het. Ek dink baie keer, partykeer is die sagtheid van die
duvet wat oor jou vou, veral in die winter, is hy bietjie dikker. Haal 'n dikker een uit die kas uit in die winterseisoen en hy vou jou so toe. Dink aan die Here se rus wat jou so toevou en jou kom beskut. Dat wanneer jy daar opstaan, dat jy vernuwe krag het. Maak nie saak hoe lank dit nodig is om in daai rus te vertoef nie. Bly daar, bly die Here vra dat hy jou die krag sal gee. Mag jy sy krag en sy rus ervaar. Here, ons bely, dit is in terug te keer en te rus, dat ons verlossing lê, en dit is in stil wees, ons krag lê en stil wees, en vertroue hê in U. En ons wil ons lewens aan U toe vertrou. Kom gee vir ons ook daardie krag. Versterk die wat nie meer kan nie. Dit is ons gebed. Dit is my gebed. Ook vir almal wat hier aan deel het. Amen. Mag jy die Here se krag beleef. Mooi bly.